Hier op Goeiemôre, Good Morning hou ons daarvan om Suid-Afrikaners te vier wat 'n verskil probeer maak. En ons gesels nou met Monja Boonzaier, hoofuitvoerende beampte van Hamba Bamba Funda, 'n nuwe winsgewende organisasie in Soweto wat hulle toespits op vroeë kinderontwikkeling. Baie welkom by Goeiemôre, Good Morning, Monja. Goeiemôre. Wat is Hamba Bamba Funda? Hamba Bamba Funda beteken beweeg, aanraak, leer. En ons is toegewyd op die vroeë ontwikkeling van kinders van geboorte tot 2 jaar. En ons fokus daarop om ouers en of versorgers in minder bevoorregte gemeenskappe kwaliteit leergeleenthede te gee om hulle kinders te help om hulle volle potensiaal te bereik. So wat ons programme uniek maak is die ouer-kind verhouding wat baie belangrik is vir die vroeë breinontwikkeling. En hoe kies julle watter gemeenskappe om te help met hierdie vroeë kinderontwikkeling en onderrigprogram? Ons kies gemeenskappe wat regtig 'n behoefte het. So baie kere reik gemeenskapleiers uit na ons. Toe ons het verlede week 'n vergadering gehad in daarna by die Baragwanath Hospitaal met gemeenskapswerkers by die Diep Kloof hostelle en daar's 'n baie groot behoefte daar ook vir vroeë kinderontwikkeling. So dit gaan 10-10 een van ons nuwe projekte wees waar ons ma's en babas gaan help met vroeë stimulasie. What kind of challenges do you face in terms of the training and the development of carers and parents for this first basically 1,000 days of a child's life? Great question. What we find is challenging is the way the mothers handle their children. So there's no, the early, when a baby is born, you hold the baby, you look at the baby, you talk to the baby, and these mothers have no concept of this early interaction. So there's no nurturing touch. Their voices, they shout at the babies, or the handling of the babies are quite rough. So that's one of the biggest challenges, and to get the mothers to understand this important part of early nurturing. Is it just a lack of knowledge, or is it maybe due to lack of resources so that you don't have the knowledge? It's like a kind of a vicious cycle, really. But living in these under-resourced communities, there's a lot of stress and poverty. And that adds to the mothers not having the concept of the importance of early intervention. And that is why we feel it's so important to bring quality education and opportunities to these mothers. Because for us, if in our current educational system, the focus is not on 0 to 2. And we feel this is why we have all these developmental delays, why we have behavioral issues. And if we can address this from an early age, from early intervention, we won't be having these problems of what we're facing in our schools right now of children not being school ready and also not being able to read with meaning. Watter verskil neem julle waar wat julle program betref in Soweto? So dit is meestal die ouers wat glad nie 'n begrip het oor hoe moet ek aandag gee aan my kind nie. Want die kinders hardloop net rond in die gebiede. Die ouers werk nie, die meeste van die ouers werk nie of hulle het drankprobleme. Daar's baie vroeë tienerskap, swangerskappe. So die kinders hardloop rond en daar's geen interaksie nie. So die ouers weet nie hoe moet ek actually aandag gee aan my kind nie. So hulle gee die selfoon of hulle sit die TV aan en dit is 'n groot probleem vir al wat die kinders nodig het is liefde en aandag en ek dink as die ouers kan besef hulle moet net daai bietjie ekstra tyd spandeer aan die kind, kan dit 'n groot verskil maak in hulle lewe. Julle is ook betrokke by die Soweto Soccer Initiative. Vertel vir ons 'n bietjie meer hieroor. Ja, ons het eintlik die Duitsers gee vir ons baie ondersteuning. Ja. En daar's 'n paar Duitsers sokkerklubs wat vir ons tweedehandse toerusting gee wanneer hulle kan.
So Steve Sakano is 'n welbekende sokkerspeler en wanneer ons toerusting kry dan gaan ons want hy's baie hy weet waar die skole is waar daar behoefte is. So dan gaan ons saam met hom en dan handig ons hierdie toerusting oor aan die kinders wat dit regtig nodig het. So dit is dit is 'n baie goeie inisiatief. So as mense wil ondersteun met tweedehandse sokker toerusting is dit meer as welkom. Hoe kan mense betrokke raak? Wel, ons sal graag wil hê mense moet ons volg op ons sosiale media platform. Ons is op Facebook, op LinkedIn en ons het ook nou onlangs geregistreer op For Good. So mense kan uitreik op ons webwerf ook en met ons interaksie hê. Ons wil graag hê mense moet vra en so ons Nelson Mandela veldtog is 67 mothers, 67 babies for 67 minutes. So mense kan vrywilliglik ook kom help. So hulle moet net vir ons 'n e-pos stuur of op ons sosiale media platforms gaan en sê hoe kan ons help? En ons sal uitreik. Baie dankie Monja, julle doen wonderlike werk. Ons wens vir jou en die hele Hamba Bamba Funda organisasie alles sterkte. Baie dankie. Ja, jy kan ingeskakel bly, want net hierna gesels Pieter saam met Nadia Bekes en Lisel Pike oor hulle nuwe teaterproduksie Ingrid, 'n vlam in die sneeu. En Rosanne, ek weet nou nie van jou nie, maar ek wil definitief na hierdie produksie gaan kyk, so ek kan nie wag om 'n bietjie meer te hoor nie.